Ons maak die Bybels oop by 1 Korintiërs hoofstuk 15. 1 Korintiërs hoofstuk 15. Net voor die apostel hierdie brief afsluit, die eerste brief wat hy aan die Korinte geskryf het, wat vir ons behoue gebly het, gee hy vir ons hierdie gedeelte wat handel oor die opstanding. Die opstanding in hierdie 15de hoofstuk word beskrywe in meer as een deel, dit is 'n baie lang hoofstuk, en in hierdie eerste paar verse word die feit van die opstanding gegee. Dan volgende word oor ander aspekte van die opstanding geskrywe, en ons gaan vanoggend by die volgende aspekte stil staan, veral die aspek van bemoediging en waarborg. 1 Korintiërs 15, ons lees saam vanaf vers 19. 1 Korintiërs 15 vanaf vers 19. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar nou Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het, want aangesien die dood deur 'n mens is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen in sy eie orde. As eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het, want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Geliefdes, ons gaan in die prediking stil staan by die 20ste tot 24ste vers, saam met hierdie gedeelte in die skrif. Gedenk ons ook die gedagtes van die Heidelbergse Katekismes, Sondag 17, vraag en antwoord 45. Hierdie gedeelte in die Katekismes is die geloofsbelijdenis wat vraag vir vraag deurgewerk word. Die element van die geloofsbelijdenis kom uit die gedeelte waar ons bely, ek glo in Jesus Christus, ontvang van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig het, gesterf het, terwyl hy neergedaal het, en dan wat opgestaan het, op die derde dag opgestaan het. Die vraag van die katekismes is dit: watter nut het die opstanding van Christus vir ons? En die woordjie nut beteken watter waarde, of watter sin, watter betekenis het die opstanding van Christus vir ons? En die katekismes antwoord is 'n drieledige antwoord. Eerstens gaan dit oor die dood wat oorwin is. Ten eerste het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid deelagtig kon maak wat hy deur sy dood vir ons verwerf het. So, eerste deel van die antwoord, in gewone Afrikaans, hy het deur sy opstanding die dood oorwin en ons daaraan deel gemaak. Tweedens, ten tweede word ons deur sy krag opgewek tot 'n nuwe lewe. Dit gaan oor heiligmaking. Ons word opgewek om in 'n nuwe lewe op te staan en ons lewe moet getuig van lewe in Christus. Die derde betekenis, ten derde is die opstanding van Christus vir ons 'n gewisse pand vir ons salige opstanding. Ons gaan nou besonder by die derde ene stil staan. In gewone Afrikaans lees daar die laaste sin: ten derde is die opstanding van Christus vir ons 'n gewisse pand, 'n gewisse deposito,
'n gewiste eerste gee van dit wat gaan gebeur. 'n gewiste eerste gebeurtenis van wat kom. Dis wat daardie derde deel beteken. So wat is die waarde of die sin van die opstanding vir ons vandag? Ons kyk na die gedeelte wat derdens sê, sodat ons ook 'n opstanding kan verwag. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons het baie te doen met waarborge in vandag se lewe. Die woordjie waarborg is nie vir ons vreemd nie. Iemand sê vir jou, hy's 'n belegger, ek waarborg jou 15%. Dan kyk jy hom so met sulke snaakse oë aan en sê 15% opbrengs? Jy is seker op iets? Van die meeste beleggers kan nie vir ons daardie syfer beloof nie. Te goed om waar te wees. Kyk na spaarrekening rentekoerse, kyk na markte rentekoerse of koerse van opbrengs en 'n waarborgstelsel word tog gegee, maar met versigtigheid. Ons kry waarborge by toestelle, ons koop 'n yskas en hulle sê vir ons hy het soveel jaar waarborg, met die hoop dat hy nie, as hy binne daardie tyd dan breek, dan sal hulle hom vervang. En sommige van ons het ons waarborg in die hand en sê, maar die yskas is stikkend. Dan toets hulle en sê, jammer, dit val nie in die waarborg van hierdie toestel nie. Ons het iets anders gewaarborg. Ons kry dit baie by motors ook. Waarborge het voorwaardes. Maar 'n waarborg is vir ons aantreklik, want aan die positiewe kant het 'n waarborg daarom 'n sekerheid van die kwaliteit van wat jy doen, as dit 'n produk is. As 'n makelaar of 'n belegger jou iets kan waarborg in terme van finansiële opbrengs, dan kan ons seker maak en seker wees, is dit wat hulle gedoen het? Ja, dit is wat hulle reg gekry het, dan is hulle van goeie kwaliteit. Wanneer die kwaliteit saak maak, is dit waaroor dit gaan. 'n Waarborg gee vir ons iets weer van die kwaliteit. Maar is seker dat dit so sal wees. Wat beteken dit as Christus vir ons 'n waarborg gee? Blaai saam met my na Matteus 27. Enkele verse vanaf vers 51. Matteus 27. Ons is op die dag van die kruisiging. Op die Goeie Vrydag. Die lydensweg van ons Here Jesus het op 'n punt gekom dat hy op die einde is daarvan. Duisternis is verby. Vers 51, net na Jesus met 'n groot stem geroep het en gesterf het, kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur. En die grafte, en kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van bo tot onder. En die aarde het gebewe en die rotse het geskeur. En die grafte het oopgegaan. En baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. Die aarde bewe, grafte gaan oop, en op die dag van die opstanding het daar mense in Jerusalem verskyn wat reeds gesterf het. Op die dag van die opstanding het Jesus verskyn nadat hy gesterf het. 'n Feit van die opstanding. Hy het nie net aan een verskyn nie, hy het aan vele verskyn. Lees ook dan hier die eerste paar verse van 1 Korintiërs 15, om net onder die bewussyn te kom van hoe werklik is dit. Vers 1 tot 7 gee dit baie helder. Eintlik 1 tot 9. Paulus reken homself as die laaste een aan wie hy ook verskyn het.
Wat sê vers 20? Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Hy het gesterf, regverdig. En dan? Hy is opgewek. Hy het die dood oorwin. Aan die kruis, op die Vrydag sien ons raak, hy het die sonde oorwin. En op die eerste dag van die week, het hy die dood oorwin. Hoe tel ons daardie dae net weer vinnig? 'n Joodse dag strek van sononder tot sonopkoms. Van sononder tot sononder, 'n 24-uur dag, maar vanaf die son onder. En wanneer die son nog nie onder is nie op die dag waarop Christus sterf, is dit die eerste dag. En wanneer hy die volgende dag, die hele Sabbat in die graf is dit die volgende tweede dag. En wanneer die son reeds op is, die volgende môre, is dit die derde dag. So word dit dan beskryf. En wanneer Christus hierdie werk doen soos een wat 'n paaiement betaal, soos een wat 'n deposito gee. Want ek gee 'n deposito met die belofte, die res van die paaimente sal volg. Hier kom die verbondsgedagte in. Abraham hoor, ek sal vir jou God wees, jy sal vir my volk wees. Isak hoor dit, Jakob hoor dit, Israel hoor dit, deur die loop van die geskiedenis word hulle herinner, julle is die volk wat in die verbond leef en vanuit die verbond leef. En die hoop van die verbond is dat God met julle sal wees. Hy sal julle God bly. En wanneer Christus op die toneel verskyn as die verlosser God, wat die kruisdood deurleef, tot by die doodsmoment, sterf en opgewek word, kom wys God sy belofte van Genesis 3 vers 15, waar hy die slang se kop kom vermorsel, maar waar hy verder gaan, en hy kom en hy bring vir ons hierdie genade, dat hy die dood wat jou sal tref, dat hy die angel daarvan wegneem. Dat hy die sleg van die dood wegneem. Dat hy die angs van die dood wegneem. En hoeveel male kom doen hy dit terwyl hy op aarde is? Christus kom wys dat die dood in sy mag is. Hy sê vir die dogtertjie van Jairus, staan op en loop. Word wakker uit jou slaap. Hy roep vir Lazarus na 4 dae uit. 'n graf. In daardie 11de hoofstuk van Johannes lees ons, elkeen wat lewe in Christus en in Christus sterwe, sal lewe tot in ewigheid. Christus verkondig iets van die genade van 'n waarborg van lewe. Hy begin die waarborg van lewe en die teenwoordigheid van God in hierdie lewe begin hy bevestig. En hy bevestig dit in elke saak. Jesus sê dit aan die einde van sy lewe op aarde, voordat hy, eintlik nadat hy opgestaan het, net voordat hy opgevaar het na die hemel, sê in Matteus 28. Aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Ek is met julle tot aan die einde. Ek is met julle. God se teenwoordigheid ten spyte van die stryd, ten spyte van die krisis, ten spyte van die ongemak. Ek is met julle. En dan? Wanneer ons eie pad moet stap, en ons pad het 'n punt. Ons pad het 'n eindpunt. Jy sal die graf te sien, die datums wys, geboortedatum, doodsdatum. Ons vier elke jaar 'n verjaarsdag
Maar ons weet daar's op 'n stadium 'n laaste een. Die troos vir die kerk van Christus is dat ons met vreugde hierdie verjaarsdag kan vier as 'n geskenk uit die hand van God. Maar wat maak ons met die doodsmomente? Word dit gesien as die probleem, as die krisis? Hierdie gedeelte in die teks in 1 Korintiërs 15 gee vir ons juist daardie troos. 21. Want aangesien die dood deur 'n mens is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, almal soos in elkeen wat in hierdie lewe gebore word, dra die sonde in hulle. En hulle lewe tot op die dag van hulle dood. Ons is almal in 'n gestadigde vorm van dood. Ons gaan sterf. Soos almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Ek sal met julle wees tot aan die volëinding van die wêreld. Christus praat van verder. In Johannes 14 tot 16 leer hy, ek gaan om vir julle plek te berei. Ek gaan vir julle plek maak vir die tyd hierna. Ek gaan vir julle 'n blyplek gee vir altyd. Ek gaan vir julle lewe gee tot in ewigheid. Ek gee vir julle dus troos van 'n sinlose bestaan soos dit baie maal voel, in 'n wêreld wat sukkel om hulle waarborge te hou, waar 'n hemelse koning 'n ewige waarborg kan gee en nooit sy woord laat vaar nie. Nooit sy woord laat verbygaan nie. Sy woord is altyd waar. Wanneer Christus kom, word dit dan voltrek. Christus maak lewend elkeen in sy eie orde, vers 23, eersteling Christus, daarna wat by Christus behoort, wat aan Christus behoort, by sy koms, daarna die einde. Die opstanding in die leë graf moet ons herinner aan die einde. Lees die geskiedenis vanuit Matteus en hoe Matteus beskryf hoe die oggend by die graf verloop het. Wanneer die engel die steen wegrol, kon niemand stand hou voor hom nie. Die soldate kon die engel nie keer nie. Die boodskappers van God is in beheer. Wanneer Openbaring beskryf die laaste basuin word geblaas, word die boodskap van God gegee. Dit is tyd. En dan is dit tyd. Wanneer die oorwinning deur Christus as die ruiter op die wit perd kom, om te vernietig met sy mond, dan kom hy en hy vernietig alles wat boos is. Wanneer die mens by die sterwensmoment kom, gaan ons na die graf. In ons gebrokenheid. Wanneer Christus kom, word die graf en die liggaam wat daarin geplaas is, opgewek. Verheerlik, soos die apostel dit ook later in hierdie selfde hoofstuk stel, in 'n oogwink. Verganklikheid na onverganklikheid. Broos stikkend gebreek deur hierdie aarde. En wonderbaarlik verheerlik deur God se genade. En dis een deel van die troos. Is dat die liggaamlike opstanding van Christus alreeds vir ons iets wys van 'n verheerlikte liggaam. Een wat anders is as ons aardse stikkende liggaam. En dan word jy opgewek en jou siel word met jou liggaam weer herenig. Want jou siel gaan onmiddellik na die Here. En wanneer die eerstelinge Christus en hulle wat in Jerusalem gewandel het, wys die opstanding is 'n werklikheid, word die waarborg gestempel. Word gestempel en vasgemaak
In Christus is dit vas. Niemand kan dit ontken nie. Niemand kan dit eers van jou wegvat nie. Hoe word ek daaraan deel? In geloof. Wanneer Christus ons geroep het tot sy diens, is ons in sy diens. En ons staan in sy koninkryk en ons is daaraan deel. Wat maak ons hiermee? Hoe reageer mense op hierdie troos van 'n opstanding? Ouerige lidmaat lê in 'n bed. Sy is op die einde van haar stryd op aarde. Sy is nie meer bekommerd oor haar huis, haar besittings, die dinge wat haar vashou aan hierdie kant waarvoor sy so hard gewerk het. Sy lê in 'n beswymende toestand, maar sy kan nog 'n bietjie praat. Ons praat oor die heerlikheid van die ewigheid. Wanneer ons weer by haar besoek doen, lyk dit of sy slaap, maar in 'n baie diep slaap. Ek tik haar op die hand en vra, môre, hoe voel Tannie? Sy kyk, en sy sê, ag, Dominee, is ek nog steeds hier? Ek het gehoop ek is al by die Here. Die aard van pyn, die aard van ongemak het haar nie meer geplan nie, maar die vooruitsig van 'n nuwe plek. 'n Vooruitsig van die lewe was hoop. Want dit was 'n lewe tot in ewigheid, waarvoor sy gewag het. En wanneer ons hierdie getuienis van die amper dood kry, waar is ons getuienis van die nog lewendig? Waarmee wandel ons en in watter hoop loop ons na die einde toe? Sien ons die eindstreep? Sien ons die wenstreep? Sien ons die oorgangspunt? Of kyk ons vas aan wat ons vandag mee sukkel, vandag mee worstel? Dis die aardse probleme ons grootste krisis. Is ons verhouding met die Here nog in tel? Is Christus wat my hand vashou, my huis vashou, my gesondheid vashou, my lewe vashou, vir my nog iets? Kyk ons soos daardie bejaarde dame. Kyk ons na die hemel. Here, kan nie wag nie. En dis in hierdie verwagting wat Openbaring 21 vir ons gegiet is. Wanneer die einde gekom het, 'n nuwe Jerusalem is daar. Ons kyk na die stad in al die pragt. Hoe Christus hierdie stad maak. En ons soek die booswigte wat in die stad rondhardloop en moeilikheid maak, en hulle is nêrens te vind nie. Ons soek die stryd wat daar moet wees, en daar is net vrede. Kyk deur daardie oë in dit wat Christus sê. Die apostel beskryf dit so. Daarna kom die einde, wanneer die koninkryk aan God, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het, want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Geliefdes, sien die waarborg, sien die sekerheid van die eerste saak van Christus se werk, sien die sekerheid van die einde van sy werk, sien die sekerheid van ons pad op aarde en ons pad op pad, en hou daarin vas. Amen. Ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, U wat waarlik voorsien
U voorsien soos niemand anders kan nie. U wat 'n waarborg kan gee waarvan daar geen verskuilde agendas is nie, net die sekerheid van na die dood, die lewe in Christus Jesus. Dis wat hy bewerk het, en dis waarom ons hier staan as gelowiges op die opstandingsfees, die fees van Christus. Daarom is ons gebed, Here, dat U ons opnuut sal laat herfokus, nie op ons krisisse van vandag, en ons probleme van ons eie huis en eie terrein nie, maar dat U ons fokus sal bly. Laat ons vashou aan U alleen. Aan U kom toe die eer, die lof, die dank en die aanbidding. In Jesus naam. Amen.